1 Korintiërs 14. Daar in vers 1, hoor wat sê hy? Hy sê, jaag die liefde na en beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar veral om te profeteer. Want hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God. Want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. So wanneer ek in my hemelse taal praat, vir die van julle net om julle gou vinnig konteks te gee, as jy jou Bybel kan onthou in Handelinge, toe die Heilige Gees oor die eerste 120 disippels uitgestort is, onthou julle wat is die eerste ding wat hulle begin doen het? Hulle het wat gedoen? Hulle het in ander tale, vreemde tale, sê vir iemand langs jou vreemde tale. Nou dis nie nou daai wat is jou toonstamp of jou hamer met jou, of jou iemand, nee, hulle is nie so vreemd. Maar daai vreemde taal is 'n geestestaal. Die van julle vir wie dit weird is, dis hoekom ons God 'n gees is. Dis hoekom ons so bewus moet begin word van die realiteit van die geestesdimensie. Want hy sê vir jou, as jy in jou hemelse taal praat, as jy in daai taal praat, dan verstaan niemand jou om jou. En dis hoekom dit so freaky en so weird is vir mense. Dis hoekom as mense die eerste keer aan dit blootgestel is, dan freak dit hulle regtig uit. Al die grappies wat jy gehoor het, almal sê oor hierdie charismaties of hierdie Pinksterkerke, dan kom spoel hy goed hier deur jou kop. O, genade, wat gaan nou gebeur? Gaat hulle nou die duiwel loslaat? Gaat die... En hier staan ons Bybel, hier gee hy vir ons verwysing, hier gee vir ons leiding, en hy beskryf vir ons hoekom ons dit moet doen. As jy in jou hemelse taal praat, spreek jy verborgenhede. Niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees praat jy met God. Vers 3 sê, maar hy wat profeteer spreek tot die mense, woorde van stigting en troos en bemoediging. So wanneer iemand profeteer, dan praat hy in 'n taal, jou taal wat jy kan hoor, en dan sê hy, so sê die Here, en hy bemoedig die gemeente, dan word almal daardeur gestig. So hierdie tale praat is 'n baie individuele ding, dis 'n ding wat vir jou as mens persoonlik gegee word. Vers 4 sê, hy wat in 'n taal spreek, stig homself. Hy wat in 'n taal praat, stig homself. En as daar een ding is wat die duiwel met jou en met my reg kry, en ons sal kyk of ons vanoggend daarby gaan uitkom, is dat wanneer jy spook en jy worstel met goeders in jou kop, obviously, want dis waar ons fight is, dan moet jy besef, die enigste manier wat jy kan counter die leuns van die vyand, want onthou, dis al wapen wat hy het, nie? Sy vuurige pyle wat hy op ons afstuur, is niks anders as sy leuns nie. Johannes 8 sê, dat hy is die vader van die leuns en van halwe waarhede. So nou kom hy en hy val jou aan en jy begin twyfel hier in jou kop. Jy vat, jy glo, jy wonder, jy is onseker. Hoe counter jy dit? Daar kom 'n tyd en 'n plek in jou lewe waar jou aardse taal beperk is. Jou aardse taal, jou aardse woorde wat jy gebruik, is beperk vir hierdie fight wat jy in is. Dan is daar 'n plek waar jy moet leer om jouself te stig. En hierdie is nie 'n mind over matter oefening nie. Dis 'n geestelike gawe wat God ons gegee het, 'n geestelike stuk gereedskap wat ons moet gebruik om jouself te stig. Ons sê baie keer vir mense, as hulle down is, as hulle depressed is, as hulle aflyk, dan sê ons vir iemand, nee man, magtig, kom aan, ruk jouself reg. Nee, ons praat ons so, ruk jouself reg. Maar baie in ons fight, ouens, kom jy op 'n plek wat jy kan ruk en pluk soos jy wil. Jy voel al soos 'n chiropractor. Maar jy gaan niks reg kry nie voordat jy verstaan dat daar is 'n plek wat jy net in jou geeste staan, jouself kan begin stig. Maar hy wat in 'n taal spreek, stig homself. Hy sê, ek wens dat julle almal in tale kan praat. Die volgende in vers 5. En nou wil ek julle moet saam met my gespring na Romeine 8 toe, want ek wil hê jy moet sien, wat gebeur wanneer jy in hierdie taal praat? Wat is hierdie ding, hoekom gebeur dit? Romeine 8.
Vers 26. Hy sê net so, kom die Gees ons swakhede te help. So wat wil die Heilige Gees vir jou doen? Hy wil jou help. Veral wanneer jy swak is. Nou, julle so 'n paar weke terug het ons gepraat oor roem in jou swakhede. Nee, hy doring in die vlees storie. Verstaan jy nou hoekom Paulus sê hy roem in sy swakhede? Want hy sê wanneer ek swak is, hy sê dan kom die Heilige Gees en hy kom maak my sterk. En dis al wat ek nodig het. Ek het net die Heilige Gees nodig om my te help, want hy help my in die binnekant, iets gebeur hier in die binnekant. Want ons weet nie regtig wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree in vir ons met onuitspreeklike sigtinge. Dis hoe ek nou gesê het, jy kom op 'n plek waar jou Afrikaanse taal, of die dialek wat jy ook al het, waar jy uit woorde uithardloop. Want jy nie meer hoe om, wat moet ek nog bid, Here, wat moet ek nog vra? Want dit lyk nie vir my of my situasie beter word nie. Amen. Dis wat gebeur. En hy sê vir jou, het is amazing hoe akkuraat die woord van God is nie, dat hy ons help met dit. Hy sê van ons weet nie wat ons regtig mee moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. In ander woorde, wanneer ek in hierdie hemelse taal begin praat, in my geestestaal praat, dan is ek besig om hierdie verborgenhede te bid. Ek self weet nie en ek verstaan nie regtig wat ek bid nie, maar die Heilige Gees vat daai taal van my en hy draai dit dat daar iets met dit moet gebeur. Hoor wat sê vers 27. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy oorkomstig die wil van God vir die heiliges intree. So hy weet wat hier binne in jou hart aangaan. Hy weet wat dit is wat jy mee worstel, wat jy mee spook en wat jy mee sukkel. En jy sukkel om reg te bid, dat jy kan vra, Here, dat hierdie goeders, wat ook al moet gebeur. En dan kom die Heilige Gees en hy sê met wat se tipe sigtinge sê hy nou weer? Onuitspreeklike sigtinge. Hy gaan tree so diep vir jou en vir my in, dat dit wat ons nie weet wat om te bid nie, maar wat in ons harte is, kom hy, en hy vat dit en hy bring dit voor die Vader. Hy sê, en dan bid jy presies die wil van die Vader. En dis hier waar ons wiele partykeer afkom. Because we're sometimes so stuck on our own idea of what we want and what should happen. Dat ons vergeet om te vra, Here, maar wat is u wil binne in hierdie storie? Kan ek 'n amen of 'n eenhouer? Ons is so fixated op wat ons graag wil hê, dat ons vergeet wat te bid, maar wat is die Here se wil? Die tweede gedeelte van dit is, baie keer weet ons regtig net nie wat is dit, wat ons oor 'n situasie moet bid nie. Hoe moet ek hierdie storie aanspreek? Hoe moet ek hierdie ding tackle nie? Uit onkunde. En dan kom die Heilige Gees en hy wys dit vir jou. Daai bevestiging, daai wete. Dis hoekom hy sê jy stig jouself. Iets gebeur, ek praat nie daaroor en ek kry hoendervleis. Want hoeveel keer in my lewe was ek al op plekke gewees wat ek nie geweet het hoe om hierdie ding te hanteer nie. Wat om nou te maak nie. Ek sit met mense wat voor my sit, wat in lewenskrisisse is, wat antwoorde nodig het, wat uitkoms nodig het, en nou moet ek daar sit en ek gorrel. En ek kom agter, terwyl ek met hierdie ou praat, is ek besig om uit 'n klomp van my menslike kennis te praat, maar dit land nie. Dit land nie. En dan sal ek vir 'n oomblik, net in my gedagtes, sal ek begin om te sê, Heilige Gees, kom help my. Of ek sal so onderlangs in my asem, sal ek so prewel en in my taal begin bid. Ouens, en dan uit die bloute uit, dan kom daar vir my goed oop, dan kom maar antwoord uit my mond uit, wat ek voel soos Einstein. As jy my lang genoeg ken, sal jy weet, ek is nie naaste my so oulik soos wat ek lyk nie. Wie het so hard gelag? Jo, hy was vinnig. Praat hierdie week wat verby is, praat ek met iemand, 'n persoon bel my. Persoon gaan deur 'n krisis met hulle kind in hulle huis.
En die kind gooi die toys uit die kot uit en doen alles wat jy nie moet doen nie. Raak by allerlei dinge en goeters betrokke en dit breek hierdie ouers se harte. En die ouers sukkel om die kind te kan vergewe vir wat dit ook al is nou. Sukkel om hierdie kind in die oë te kyk, want hoe kon jy hierdie goeters doen? Hoe kon jy ons so teleurstel? En die ouers sê vir my dat wanneer hulle na hierdie kind kyk, dan is daar hierdie opstandigheid, hierdie kwaad binne, hierdie weerstand teenoor hierdie kind, want hoe kon jy dit gedoen het? En nou dink ek het nou baie ondervinding, is daar baie goeders wat ek kan sê, maar wat is besig om hier te gebeur? En ek vra Heilige Gees, wys my, praat met my. Gee my net in hierdie gesprek. Ek kan nie nou sê, hoorie, gee my 5 minute dat ek gou gaan bid en hoor wat hy sê, Here. Ek moet in daai oomblik, moet ek kan hoor, wat sê die Heilige Gees nou vir my? En ek hoor die Here sê vir my, hierdie persoon sit met trots. Self-righteousness. Hierdie persoon het verskriklike hoë verwagting van hulle self, en daai hoë verwagtinge dra hulle op aan almal om hulle. En as enige iemand anders nie op hy selfde standaard funksioneer nie, dan is dit 'n teleurstelling. Want hierdie persoon kan nie vat om in homself teleurgestel te wees nie. Dis 'n fyn vorm van trots, van hoogmoed. Dis nie ek loop rond en ek dink ek is beter as ander nie. Dis selfs daai swaar las wat ek op myself verlaai om altyd reg te moet wees. En ek sê vir die persoon, nou sit jy met hierdie ding in jou huis, waar almal om jou is, almal leef op daai standaard. En nou het jy hierdie een kind wat net sê, ek wil maak soos ek wil. Ek wil doen wat ek wil. En nou is jy kwaad, want jy voel jy het gefaal. Want hoekom het ek nou, hoekom tree hierdie kind van my so op? Al die ander is sulke voorbeeldige engeltjies. Hulle lyk soos Jesus se tweelingboeties. Dierbare kindertjies. En nou hierdie ene. En ek vra, Here, maar wat sê jy vir daai persoon? Want hoe breek jy daai trots en daai ding af? Want die persoon sê vir my, ek worstel vir 'n geruime tyd al met dit. Ek besef dit. Maar hoe raak ek ontslaaf van dit? En ek hoor nie die Here sê, daai persoon moet daai ding gaan bely in hulle lewens, en dit weet ons almal. Gaan in jou binnekamer en jy bely daai ding, bring hom in die lig. Soos wat God met Jakob gedoen het, toe hy met hom gestoei het, toe vra die Here vir hom, Jakob, wat is jou naam? Dit is 'n dom ding vir die Here om te vra, as jy, die Here weet mos, maar hoekom sal die Here vir hom vra, wat is jou naam? Hy moet erken wie hy is, want wat het sy naam, wat het Jakob beteken? Bedrieger. Kyk, en as jy jou Bybel ken, en jy weet, al wat daai ou gekry het, het hy geskiem en knife. Hy het altyd met 'n triek mense benader in situasies, en dit het hom sy welvaart gegee. Nou staan hy daar, en die Here sê vir hom, wie is jy? En hy sê, Here, ek is 'n bedrieger. En die oomblik toe hy dit doen, toe kon die Here sy hele lewe verander. En hy verander sy naam, en hy noem hom Israel. En Israel beteken prins van God. So van bedrieger na prins van God, toe net omdat hy kon erken wie hy is. Ek sê vir daai persoon, jy gaan in jou binnekamer en jy gaan doen dit. Ek sê, en dan as jy daar uitkom, stap jy na daai kind toe van jou. En daai kind is die jongste in hulle huis. Ek sê, jy gaan was hulle voete. En toe ek dit sê, toe bars daai persoon aan die ander kant uit in trane. En jy hoor daai geween, en jy hoor daai diep huil. Ek sê, because that's how you deal with pride. You go as low as you possibly can. En dis hoekom Jesus vir ons sê, dat die van julle wat die grootste onder julle is, jy moet die minste word. Dis hoekom hy sy disippels se voete gaan was het, om vir hulle te sê, sien julle wat doen ek vir julle? Hier is wat julle nou moet doen, so moet julle mekaar se voete was. Dis hoe jy daai ding keel afsny. That's how you deal with pride. En nou sit die kleinste en die minste persoon in hulle huis, en jy moet as ouer, moet jy jouself gaan humble. Jy moet gaan sê, my kind, ek is so jammer. So jammer, ek het so baie van jou verwag. Ek het so jammer, ek het so baie op jou gepak, dat ek wil gehad het, jy moes jou lewe deur my standaarde leef. En daardeur sê ons nou nie dat kinders kan doen wat hulle wil nie. Julle hoor wat ek sê. Daai genade aspek vir wat die persoon vir hulle self gehad het, was nie daar nie, en daarom is dit baie moeilik om my genade te hê vir die wat dan fouteer, en vir die wat dalk aanjaag.
Hoekom vertel ek dit vir jou? Want ek wil hê jy moet ervaar dat dit is wat God in 'n oomblik vir jou kan doen. Om vir jou die antwoord, die deurbraak, die uitkomste kan gee, sodat jy jouself kan stig vir wat ook al daai nodig is in daai omstandighede. En ongelukkig is dit iets wat ons in die Pinksterkerke, die charismatiese kerke, is dit iets wat ons nie genoeg aandag aan gee om ons mense te leer. Hierdie gawes van die Heilige Gees wat ons gekry het. En dit is hoekom baie mense tot bekering gekom, en gewoonlik wanneer jy tot bekering kom, is hierdie een van die eerste goed wat gebeur, as jy gedoop is, partykeer sommer voor dit, dan ontvang die mense die gawe van die Heilige Gees, en dan begin hulle in hierdie hemelse taal praat. Maar omdat ons mense nooit regtig verder lering oor dit gee nie, is dit gewoonlik 'n one-time ervaring en belewenis. En dis iets wat ons veronderstel is om elke dag te moet beoefen, want ek het hom elke dag nodig. Ek het elke dag sy leiding nodig. Want dis hoekom hy vir my gestuur is, om my te leer en my te lei in alle waarheid. En dis hoekom ek julle nou gevra, die van julle wat in daai taal kan praat, ouens, wanneer laas het jy, behalwe wanneer jy in so 'n konteks is, dit gedoen? Besef jy dat jy daai taal moet gebruik? Jy kan nie moet gebruik oral waar jy beweeg. Wie van julle ken die wapenrusting? Wie van julle ken die wapenrusting van Efesiërs 6? Help my gou, wat is daai elemente? Helm van verlossing, borsplaat van geregtigheid, jou beld van waarheid aan jou voete, skoene vir die bereidheid vir die evangelie, hierdie hand jou skild van geloof, en hierdie kant jou swaard wat die woord is. Ons gaan deur daai hele ding, nê. Dan vergeet ons die belangrikste gedeelte wat hy reg na dit sê. Blaai gou saam my soek toe. Ek wil net hierdie ding vasmaak. Blaai gou daar in Efesiërs 6 toe. Efesiërs 6 vers 10. Hy sê eindelik my broers, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Wat het ons nou gelees in Korintiërs 14? Dat jy stig jouself, jy bekragtig jouself wanneer jy in 'n taal praat. Nou sê hy hierso, julle moet julleself in die Here bekragtig, okay? Bekragtig julleself in die krag van sy sterkte. En dan praat hy oor die wapenrusting. Ek wil nie daai gedeeltes lees nie. Ek wil jy moet saam met my afspring, dan gaan jy hier na vers 17. Aan die einde van vers 17 gaan hy oor na vers 18 toe. Nadat hy vir hulle al daai goed gegee het om aan te trek, sê hy die volgende: terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees. Hoor jy hoe skryf hy, hoe gedurig moet jy dit doen? Terwyl julle met alle gebede en smeking by elke geleentheid bid in die Gees. En jy's daartoe waak met alle volharding en smeking vir die heiliges. Onthou julle, ons het gelees in Romeine 6 dat sê, Romeine 8 wat sê dat die Heilige Gees met onuitspreeklike smekinge en sigtinge ons saak voor God stel. Dis hoekom ons moet smeek, maar jy kan nie smeek net in jou Afrikaanse taal meer nie. Iewers moet jy daai diep plek begin ingaan. Dit is amper asof jy in overdrive ingaan. Jy besef, Here, my woorde raak te kort. Ek kan nie meer nie, ek weet nie wat om te sê nie, en dan die volgende oomblik dan begin jy besef, Here, nou moet ek in my geesmens begin bid. Hy sê, want dit is hoe jy jouself versterk in die Here. Dis hoe jy kragtig word in sy krag. En dis die belangrikste deel van die hele wapenrusting. Is wanneer jy met hierdie klaar. Verstaan jy hoekom die vyand dit so weird maak wanneer ons oor hierdie tipe gawes praat? Verstaan julle hoekom hy probeer om dit met godsdienst te smoor?
baie van ons kerke, ouens, Christelike kerke, dat hulle erken die Heilige Gees, maar die werking van die Heilige Gees sal hulle not the deksels. Sal nie plaasvind nie. Daar is nie plek en ruimte vir dit nie. En dan is al geesvervulde kerke, Pinksterkerke, charismatiese kerke, wat dit net nie meer wil doen nie, want ons wil nie mense aanstoot gee nie. Ons wil tog nie hê vreemde mense wat moet kom besoek met die binnekant sit en sê, oh my word. Tog is dit wat jou en my lewe verander het. Tog is dit hoekom ons hierdie diep verhouding met die Here het, en nou wil ons ander mense dit ontneem, omdat ons tog net nie aanstoot wil gee nie. Hoe dof kan ons wees? Nou wil ons hom, die een wat die verandering bring, die een wat die versterking bring, nou wil ons hom, wil ons reduseer. Ons wil hom minder maak. Verstaan jy hoekom ons dan swak bly? Verstaan jy hoekom ons dan al hoe meer en meer met ons intellek en in ons vlees begin om in opstand te kom en te probeer antwoorde kry vir die situasies in ons lewens? Hoekom ons meer deure moet oopskop? Ons meer planne moet maak? Is daar sulke mense? Ouens, as die Here te lank vat, dan begin ek 'n plan maak. As ek sien nee, daai deur gaan nie oop nie, en die Here is dalk 'n bietjie besig in Australië om hulle te bless, ons kop ek die deur oop. En as ek daai deur oopskop, ouens, dan moet ek met die nagmerrie wat binne in daai vertrek sit, moet ek mee deel. En dit is hoekom ek jou vanoggend vra, en ek dink is hoogtyd dat ons dalk weer 'n bietjie op dit fokus. Dat ons nie meer skaam is om in die hemelse taal van ons te bid nie. En as jy een van die is wat hier sit en jy sê, Jesus, maar ek verstaan dit, ek ken dit nie, dan is dit belangrik dat jy dan by een van ons klasse moet uitkom wat ons julle mense lering oor dit gee. Sodat jy kan hoor, want hierdie moet almal hê. Julle hoor wat het Paulus daar gesê? Hy sê, my begeerte is dat almal in tale kan praat. Want dit is verstigting. Dis vir wanneer jy alleen is, wanneer daar nie 'n boetie en 'n sussie om jou is wat saam met jou kan bid nie. Dis wanneer jy het woorde uithardloop, is wanneer jou tank laag is wanneer jy voel soos van ons mense wat uitgekom het vanoggend, hier is die ek sukkel, kan ek julle nog een storie vertel van dit? As 'n ding in die Bybel waar Dawid, julle weet hy het weggehardloop vir Saul, of hy het gevlug vir Saul, nee? En hy het so 'n merry band of brothers het hy om hom gekry, is amper soos Robin Hood, nee, met hierdie klomp ouens om hom. Maar hulle was maar 'n klomp skurke, nee, hulle was van die mees gevreesde huursoldate wat daar was van daai tyd, nee. So 600 van hulle gewees. Dis bad news. Soos in bad news. Maar hulle was gedigte krygers. En 'n lang storie kort, hulle val plekke aan, beroof die Filistyne, hierdie ander plekke om hulle self in die lewe te hou, en hulle het in 'n sekere stad het hulle gebly. En die dag sê Dawid vir weer van hulle klomp van hulle, hoorie man, kom ons beweeg na hierdie plek toe, dan gaan val ons gou daai stad aan. En hulle vrouens en hulle kinders en almal bly agter hierso. En hulle move en hulle gaan hou oorlog. En in die tyd wat hulle oorlog hou, kom die vyand van die ander kant af, en hulle kom steel en plunder alles wat hier is. Hulle vrouens, hulle kinders, alles. Hulle voer hulle weg. Nou kom Dawid en sy manskappe kom hulle terug, vol joy. En hulle instap is alles weg. En die Bybel sê, soos een man, draai 600 van hierdie gedigte vegters, almal teen Dawid. Stel jouself voor. Het is baie maklik om hierdie ouens te beheer, as julle almal vir dieselfde cause fight, en jy is die leier, en jy is soos Braveheart, en jy skree vir almal, for freedom, en almal skree saam met jou, soos wat ons in die movies sien. Maar wat maak jy wanneer al daai ouens hier agter jou iewers keelvol raak? En hulle woede en hulle teleurstelling draai hulle op jou. Man alleen. 600 van hulle. En jy weet daai ouens gaan vir jou uitmekaar uitskeer. Die Bybel sê Dawid gaan staan vas. En hy begin om homself te versterk in die Here. Jesus ouens.
wat moet jy weet? Wat moet jy van die dieptes van God weet? Wat moet jy van God se vermoë weet? Wat moet jy weet van wat hy vir jou kan doen, wanneer jy hierdie ouens in jou aangesig het? En dis hoekom Dawid met soveel oortuiging Psalm 23 kon skryf en sê, hy sê, al gaan ek deur die dal van doodskare, weet ek, God is by my. En hy begin om die Here se naam groot te maak, en hy begin die Here te loof en prys, en hy begin die Here aan te roep, en hy begin om te vertel, om homself te herinner, wat God al vir hom gedoen het, wat hy by magte is om te doen, hoe hy kan deurkom, wat sy oorwinnings hy gekry het, en dis al wat hy doen, hy versterk hom net in dit. Hy staan nie daar en trek sy swaard uit en sê, hey, ek is julle leier nie. Hy staan nie daar en hardloop rond en sê, van, ken julle my? Ken julle my? Hy sê nie vir sy swaarddraer, hier's my baadjie, hou net my baadjie gou vas nie. Dis mos wat ons doen as ons nou baie kokkie raak, nee. Gee jou baadjie vir jou pelle, hoor jy, ons hou net gou my baadjie vas, dat ek net gou hierdie afstof. Een man staan hy vas, en hy versterk hom in die Here. Verstaan jy die krag van wanneer ons begin om in die geesteskrag in te tap? Mag gedurig, in alle tye, met smeking, bid ons in die gees. Gedurig. Kan jy dink op wat se level gaan ek en jy begin leef? Kan jy dink hoe gaan ek en jy opposisie en teenkanting begin ervaar? Dan maak goeders vir my sin, wat Paulus met ons oor praat, as hy in Romeine sê, ag dit loutere vreugde is allerhande nonsens en moeilikheid op jou pad kom. Ag dit loutere vreugde, wanneer versoeking en verdrukking en teenkanting op jou pad kom. Maak ons nie sin nie. Hoe moet ek dit loutere vreugde ag? Jakobus 1, ag dit loutere vreugde. 2 Petrus 1, vers 6, waar hy sê, broeders, ag dit loutere vreugde. Hy sê, want julle geloof is besig om getoets te word, soos wat goud getoets moet word. En jy toets goud met vuur. So wanneer hierdie vuur in jou en my lewe aanbreek, as jy nie bewus is omdat jy gees ingesteld is nie, ouens, dan fight jy. En dan wil jy hol. En dan wil jy oorgee. En dan voel jy, Here, ek wil in mekaar insak. Maar as ons gedurig geesbewus is, soos wat ons lees die woord sê, dan weet ek dat wanneer daai teenkanting en aanslag en goeders kom, weet ek wat om te doen om myself te versterk. Amen. Ek maak soos 'n Dawid. Ek maak soos wat ek lees, die Heilige Gees van hierdie gawes gee. En ek begin net in 'n karabaku shebebenturubuku sebabayan. Hitanana bakuntulurubuku shebeyanda rabaku sebebeyanda. Sikantili ribayentu rubuku shebeyanda. Mintantala rabaku sebebeyanda rabashubuyanda. Hannanara kurontolo rubuku shebebeyanda. Sibababaku sheyantala rabaku shebebeyanda. Hallelujah! 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 Die oorwinning is myne. Hallelujah! Kurubuku shebebeyanda. That's what we need to start doing. It's the weapon that God has given you. Wat maak ek met daai wapen? Wat maak jy met hom, my boetie en sussie? Soos een man. Soos een man. Alleen. Because there are going to be times that you stand alone. Johan, tye wat ek en jy alleen staan, my. Tye wanneer reinforcements ver is. Tye wat ek nie, please call me nie. Jy staan so alleen. En dan moet ek kan onthou. Here, U het my hierdie gawe gegee om in my hemelse taal U naam groot te maak. Amen. Staan saam met my, asseblief. Dankie, ja.
Ja. So ek gaan jou vra om vanoggend daar waar jy is, soos een man. Gaan ek jou vra om vanoggend so 'n bietjie daai hemelse taal van jou te gebruik. Maar ons ek wil hê jy moet hierdie pype oopmaak. Psalm 147 sê, and with the high praises of God in our mouths. High praises is wanneer ek hier uit my keel uit sy naam groot maak. The high praises of God, hy sê dit is soos 'n two-edged sword in my hand. Daai swaard wat ons gepraat het van die wapenrusting, jy's besig om God se woord te gebruik. So daar wie staan steek jou hande so 'n bietjie saam met my op. Ons gaan hierdie ding beoefen vanoggend. Nou wil ek jy daar wie staan, wil ek jy moet begin om in jou hemelse taal te praat. As jy dit nog nie kan doen nie, dan gebruik jy jou Afrikaanse taal. Dit wat jy weet wat om te sê. Maar ek wil jou vanoggend vra om die moed van jou oortuiging te gebruik dat dit die waarheid is. If you say you believe this, use it with conviction. Dion, ek het lanklaas gepraat, ek kan net 1 of 2 woorde sê, gebruik daai 1 of 2 woorde. But this morning we need to strengthen ourselves in the Lord. Hallelujah. So kerk, ek gaan jou vra om dit te doen. Gaan jou vra om dit te doen. Hirabandabakutukubu shabaku sebebeya. Hitanabaku shebebenturubuku soboboya. Hirabanabakutukuboboya. Heilige Gees, deursoek ons harte. Vat hierdie gebede van ons en bring dit voor ons Vader met onuitspreeklike sigte. Hitanabaku soboboya. So that we can pray the will of the Father. Hirabanabakutukubu shababaya. Hibababaku sebebeya. Kom kerk. Stig jouself. Hirabantubukubu shebebeya.